So vanaand gaan ons aangaan en ons gaan bietjie kyk na die profeseë oor Jesus se bediening en die profeseë wat daar was dan oor sy dood. So Jesus se bediening is al geprofeseer in die Ou Testament en die meeste van dit wat geprofeseer is vind ons in van die profete. Ons vind dit nie noodwendig soos in die Ou Testament soos in Genesis waar ons gelees het oor die belofte wat gegee is dat daar 'n kind gebore sal word nie. En ons lees ook nie noodwendig daarvan in van die ander ouer boeke van die Bybel nie, maar in van die profete is baie vocal daaroor. So die eerste profesie wat ons skryf van Jesus se bediening, vind ons dat hy dat hy sal kom en dat hy 'n lig vir die nasies sal wees. So hy gaan lig bring vir die mens. En ons vind hierdie profesie in Jesaja 9 vers 1 tot 2. En dan sien ons dat dit vervul word in Matteus 4 vers 13 tot 16. So buiten dat hy 'n lig vir die nasie sal wees, word daar geprofeseer dat hy genesing vir die siekes sal bring. Dat in sy bediening dat hy die siek sal gesond maak. Jesaja 35 vers 5 tot 6 en ons sien die vervulling daarvan in Matteus 11 vers 4 tot 5. Ons sien dat daar geprofeteer sal word dat hy die mens sal onderrig deur middel van gelykenisse. Nou gelykenisse is iets wat 'n mens gebruik as jy wil hê dat jou gehoor moet verstaan waarvan jy praat. En dit is presies wat Jesus gedoen het. Jesus het gelykenisse vertel en hy het beelde en goed gebruik wat die gehoor van sy dag sou verstaan wat hy sê. En dit is daarom vir ons belangrik om die agtergrond van die Bybel te kan verstaan, sodat ons ook hierdie goed kan verstaan wat Jesus oor gepraat het. Dis goed om elke boek van die Bybel te verstaan waar daardie boek vandaan kom. Ons het in die begin daaroor gepraat, waar die boek vandaan kom, deur wie sy geskryf, wat was die historiese agtergrond van die tyd gewees, van die mense wat daar geleef het. Want dit sal ons help verstaan die gelykenisse wat Jesus dan ook gebruik. En ons vind hierdie profesie in Psalm 78 vers 2 en vervulling in Matteus 13 vers 34 tot 35. Dan sien ons dat hierdie een dink ek is net op die verkeerde plek geskryf. Hy moet eintlik verder aanwees. So dis die profesie wat ons vind van Jesus ten opsigte van sy bediening. Nou ek wil net so 'n bietjie vir julle lees van hierdie profesie. Kom ons kyk gou-gou. Jesaja 9. In Jesaja 9 vers 1 tot 2 lees ons dat hy 'n lig vir die nasie sal wees. Ons lees, nevertheless there will be no more gloom for those in distress. In the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future he will honor the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the nations. Verse 2. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. So ons sien hierso dat daar gepraat word van hierdie een wat sal kom wat lig sal bring vir die wat in donkerte leef. En dan sien ons dit in Matteus word hierdie profesie in vervulling gebring. In Matteus 4 vers 13 tot 16 lees ons, leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which is by the sea in the region of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah.
land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Presies dieselfde woorde wat die profeet Jesaja gespreek het. En so kan julle maar gaan kyk na elkeen van hierdie. Dit wat geprofeseer was, het waarheid geword. Dit wat gesê is in die Ou Testament kan gevind word en verwys word na die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament se geskrifte kan terugverwys word na die Ou Testament toe. En dis een van die dinge wat ons ook oor gepraat het, om te sê dat skrif word deur skrif geïnterpreteer. Ons vat nie iets uit die lug uit en ons maak ons eie storie daarvan nie, né? OK, dan gaan ons bietjie kyk na profeseë oor Jesus se dood. Ons het 'n bietjie ook gepraat oor hoe ons as Christene vandag en die Jode, meerendeels die ortodokse Jode, verskillend kyk na hierdie profeseë. En die profeseë oor Jesus se dood is van die belangrikste profeseë wat in die Christelike teologie bestaan. So as ons bietjie gaan kyk na wat word geprofeseer ten opsigte van Jesus se dood, dan sien ons die eerste ding wat geprofeseer word is dat hy 'n lydende knegt sal wees. Jesaja 52 vers 13 tot Jesaja 53 vers 12. Dit is een van die belangrikste teologiese geskrifte ten opsigte van die profesie van Jesus se dood in die teologie. Dit in daai profesie word daar gesê, word daar geprofeseer dat hy verwerp sou word in Jesaja 53 vers 3, dat hy ons sondes sal dra, Jesaja 53 vers 5 en 6, dat hy swygsaam voor sy aanklaers sal staan, né? En ons weet Jesus het nie 'n woord gesê nie. Jesaja 53 vers 7, en dat hy saam met die rykes begrawe sal word. Ons weet dat Jesus begrawe is in die graf van Josef van Arimatea, en dat daardie Josef van Arimatea was 'n ryk man gewees. So, en hy het een van sy grafte gegee vir Jesus. Nou hierdie profeseë word dan ook vervul, Jesaja, dat hy deur ander verwerp word, Johannes 1 vers 11, dat hy ons sondes gedra het, lees ons van in 1 Petrus 2:24, dat hy swygsaam voor sy aanklaers gestaan het en niks gesê het nie, Matteus 27, en dat hy saam die rykes begrawe sal word, is ook in Matteus 27. Die tweede profesie wat ons vind ten opsigte van Jesus se dood in die Ou Testament is Psalm 22. En jy kan maar die hele Psalm 22 gaan lees. En as jy daai Psalm lees, sal jy sien dit is uit en uit wat geprofeteer word oor Jesus se dood. Verwysings sluit tipies in wat Psalm 22 vers 1, waar daar gesê word, my God, waarom het U my verlaat? Dat hy bespot word deur omstanders in vers 7 tot 8, en hoe hulle sy klere in 'n lot sal werp, hoe hulle loetjies sal trek oor sy klere, Psalm 22 vers 18. En hierdie profeseë word vervul dan ook in Matteus 27 en in Johannes 19, lees ons ook daarvan. So julle moet ook 'n bietjie gaan kyk tussen die evangelies. Die 4 evangelies is deur 4 verskillende mense geskryf. En as ons kyk na hierdie 4 verskillende mense se agtergrond, dan verstaan ons hoekom hulle op 'n sekere manier sekere goed skryf en hoekom hulle sekere goed noem en ander goed uitlos. Die argument baie is dat die Bybel kan nie waar wees nie, want hierdie 4 evangelies weerspreek mekaar. Maar dit is nie regtig waar nie.
Dit is net deur 4 verskillende individue op 4 verskillende tydperke geskryf. En dit wat geskryf is daardie individu se ervaring en daardie individu se ondervinding wat hy gehad het met Jesus. So julle kan 'n bietjie gaan lees daar. Verskillende goed gaan julle in verskillende evangelies dan ook kry, né? Dan Psalm 41 vers 9 wat ek vir julle lees. As jy terug gaan na die Ou Testament, Psalm 41. Psalm 41 vers 9. Say, even my close friend whom I trusted, the one who shared my bread, has lifted up his heel against me. Hier word Jesus die verraad van Petrus, of ten minste van Judas, word hier van gepraat. Dat Judas hom verkoop vir silwermuntstukke, 30 silwermuntstukke, dat hy verraai word, dat hy met Jesus sit aan tafel en dat hy uitgaan en dat hy Jesus oorgee aan sy vyand. En ons sien die vervulling daarvan in Johannes 13 vers 18 tot 26. Dan ten opsigte van hierdie selfde Judas lees ons dan dat die verraad plaasgevind het vir 30 silwerstukke. En ons lees dit in Sagaria 11. En julle, hoe kan die Bybel dan so perfek wees, né? Ek wil vir julle dit lees ook. Dat Sagaria wat soveel jare geleef het voordat Jesus gebore is eers, dat dit so perfek geprofeteer word. Sagaria 11 vers 12. Daar staan geskrywe: Met ek aan Sagaria, ja, dis omdat ek by Sagaria 1 is, dat dit nou nie vir my sin maak nie. Jy sien Monique, as hy, Sagaria 11 vers 12. Then I said to them, if it seems right to you, give me wages, but if not, keep them. So they weighed out my wages, 30 pieces of silver. And the Lord said to me, throw it to the potter, this magnificent piece at which they valued me. So I took the 30 pieces of silver and threw them to the potter in the house of the Lord. So perfek geprofeteer en so perfek uitgespeel in Matteus 26. 'n Interessante een wat ons van lees dan ook is dat geen van Jesus se bene gebreek word nie. In daardie tyd as jy aan die kruis gehang het en hulle het gesien dat jy nog nie dood is nie, dan het hulle jou bene gebreek sodat jy moes sak, sodat jy kon versmoor en dan doodgaan. En so was dit gewees dat dit nie vir hulle nodig was om enige van Jesus se bene te breek nie. Ons vind hierdie profesie in Psalm 34 vers 20 en Johannes 19 sien ons dat dit 'n werklikheid geword het. En dan dat Jesus tuin gegee sal word om te drink. Psalm 69 vers 21 en die vervulling daarvan in Johannes 19 vers 28 tot 30. Kom ons kyk wat sê Psalm 69. Sê, they poisoned my food with gall and gave me vinegar to quench my thirst. So perfek geprofeteer, so perfek
vervul in die Nuwe Testament. Ek dink nie daar is enige boek in die wêreld waar enige mens kan sê dat dit wat geskryf is in daardie boek nie waar is nie. Daar is soveel bewyse. Daar's soveel skrifgedeeltes wat met mekaar ooreenstem. Daar's soveel werklikhede in die Bybel dat dit wat hier gebeur geensins betwyfel kan word nie. Jy kan nie honderde jare voor die tyd so iets profeteer en dat dit so 'n werklikheid word en so perfek in vervulling kom nie. Dit moet wees die hand van God. Dit moet wees dat God hierdie woord vir ons gee. Dankie Ron.